Wel, liewe kyker, baie dankie dat ek weer by u aan huis kan wees en saam met u net kan sit en kyk na die woord van God. Voor ons dit doen, kom ons bid saam. Vader, ons hemelse Vader, u wat ons Vader geword het deur Jesus Christus. Dankie Vader. Dankie Vader dat ons nou na u kan kyk en kan weet dat u vir ons u woord wil open deur die Heilige Gees. Ons is opgewonde, Vader. Ons is opgewonde as ons na u woord kyk. As ons weet dat dit is waarin ons heil lê. Jesus, ons verlosser. Ons wil meer van u leer. Ons wil meer sien wat u vir ons gedoen het. Dankie Jesus. Dankie Heilige Gees dat u nou vir ons in hierdie tyd meer skrifte openbaar. In Jesus naam. Amen. Ai, liewe kyker, is dit nie wonderlik dat ons so voor die Vader kan kom en ons hom kan vertrou. Hy wat deur die Heilige Gees, deur sy profete, hierdie boeke geskryf het, kan ek en u nou nader. Ons kan hier kom en ons kan lees. In die boek van Lukas wil ek begin. En ek wil vir u wys in Lukas hoofstuk 2. Kom ons kyk daar. Jy weet, hierdie is openbarings wat Lukas geskryf het, deur die Heilige Gees, het hy hierdie goed neergeskryf vir een vir my. Nou Lukas 2, en ons kyk daar, vers 52, hy sê, in Lukas 2 vers 52, en Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense. Jesus, die Seun van God, hoe kon hy toeneem in wysheid? Hy was dan Seun van God, en as u nou mooi dink, party mense sal vir jou dadelik sê, ja, maar Jesus was God, en ek sê dit ook. Maar onthou, in Filippense 2 sê dit dat Jesus het sy lewe neergelê, hy het gelykvormig aan 'n mens geword. En nou kom ek en jy, en ons kyk na Jesus. Ons sit en ons sien, maar Jesus het gegroei in wysheid. Nou, liewe kyker, u moet u self ook kans gee om te groei. Verskoon tog. U moet u self kans gee om te groei. En dis in hierdie groeiproses wat u God leer ken. U leer God beter ken. U Vader. U kom agter hoe hy is. Ek kom agter hoe Jesus is. U kom agter wie die Heilige Gees is. En u gee u self kans. U weet, toe my seentjie, sy nou maar die eerste een, toe hy gebore is, dan sien ek hom opgroei. En elke fase was vir hom ervaring. Kyk papa, ek staan op een been. Kyk hoe sit ek. Later, kyk hoe ry ek op 'n perd. Papa kyk, en ek kyk, en hy geniet dit, en ek weet in hom is die potensiaal. En ek het nie geweet dat hy eendag 'n onderwyser sal wees, wat duisende kinders gaan beïnvloed nie. Ek het dit nie geweet nie. Maar ons hemelse Vader weet, hy het vir ons beplan. Hy sê in Efesiërs 2, vers 10, hy sê ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, sodat ons daarin kan wandel. Goed, so daar is 'n pad wat God vir u het. Hierdie pad is u vervullingspad. Hierdie pad is dit wat u sal vervul. U weet, wat ek nou op hierdie oomblik doen, vervul my. Jy sê, miskien, ja Piet, maar jy verkondig nou die woord, en ons moet almal die woord verkondig. In 'n sin, ja, maar ek is in my passie, dit wat my laat tiek, dit wat vir my petrol in my tank sit, dit is ek nou mee besig. En u sê maar, hoe gaan u uitvind wat u passie is? U weet, daai 2-3-jarige seentjie weet nog nie eintlik wat hy gaan word nie. Maar hy ontwikkel reeds in sy passie.
Hy wil dit doen, hy wil dit doen. Hy hou daarvan om goedjies reg te sit, om te organiseer. As ek dink aan my vrou, sy admin, om te organiseer, om goedjies in plek te sit. As ek nou in ons huis instap, dan weet ek presies was dit, was dat. As jy in my kantoor instap, ek weet ook min of meer waar my goed is, maar ek sit hulle nie presies op dieselfde plek weer nie. Maar my vrou leef haar passie. Jy sal kom kyk in ons tuin, weet sy waar is elke blommetjie. Sy kan vir jou sê, hoe lyk die tuin nou? As jy my vra, weet ek nie mooi nie. Ek weet dis mooi, maar ek weet nie mooi waar als is nie. Nou, hoekom is dit so? God het ons in die liggaam van Christus kom stel. Jy's dalk 'n vinger en jy's dalk 'n oor, of jy's iets anders, en jy sal net jou vrede vind in Christus, in jou posisie as seun en dogter van die lewende God. Ai, liewe kyker, gee jouself kans om te groei. Ek lees weer vir jou, Lukas 2 vers 52. En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense. Hier was hy 12 jaar oud. Net voordat sê hy vir Josef, onthou Josef was nie sy pa nie, nee. Hy sê vir Josef en sy ma, hy sê, weet julle nie, dat ek in die besigheid, in die bediening, in die werk van my Vader moet wees nie. Verskoon, u weet, reeds op 12, het hy geweet, hy is in die werk van sy Vader. Ek dink sy ma het vir hom die skrifte uitgelê, jou naam is Jesus. Dit beteken verlosser. Nou daar was ander mense wat ook Jesus genoem is, maar hy, Jesus. Daar was 'n ander man, wat ook Jesus genoem is, Barabbas. Bar-Abba Jesus. Ja, dit was sy naam gewees. U onthou, as u herinner in die kruisiging, wie moes vrygelaat word? Barabbas. En sy naam was Barabbas Jesus. En hy word vrygelaat en Jesus word gekruisig. Maar ek wil nie my storie vooruitloop nie. Maar kan jy sien, hierdie Jesus waarvan ek nou lees was besonders. Hy het opgegroei in wysheid en in genade. Nou sê mense hierso, hy sê Jesus het opgegroei in wysheid, toegeneem in wysheid en grootte en in genade. Hy het gegroei in genade. Liewe kyker, kom ek wys nou vir u self. U is besig om te groei in genade. Hoe dit begin, het u Jesus bely as u Here, dan het die wedergeboorte plaasgevind in u, en u weet op hierdie oomblik, God se Gees getuig saam met u gees, dat u 'n kind, 'n seun, 'n dogter van God is, né? Nou, in 2 Petrus, kom ek wys dit net vir u hierso, in Petrus, wil ek vir u duidelik, ek wil dit lees, u weet, ek hou daarvan om dit te gaan lees, om vir u te wys, hier staan dit, in 2 Petrus 1, praat hy nou met ons, hy sê, mag genade en vrede vir jou, vir my, vir julle, vermeerder word, deur die kennis van God en Jesus ons Here. Liewe kyker, ek en u moet kennis opdoen, ons doen kennis op van God. Daardeur word genade en vrede vir ons vermeerder. U dink u is nou in vrede. Wag maar. Genade en vrede is besig om vir u te vermeerder. Ek gaan vir u wys hierso in Petrus weer, net wat hy beklemtoon dit nogal. In 1 Petrus 2 vers 1 praat hy met ons as Christene. Hy sê, let dan af alle boosheid. Praat met u en met my as Christen. Hy sê, in ons lewe
is daar boosheid. En jy sê, nee, ek is 'n Christen van kleins af. Nee, liewe kyker, jy moet besef, soos ek laas keer en die vorige kere vir u probeer wys het, die leerling se naam was verstaan. Verstaan hoe u gebore is. Verstaan hoe dat u 'n sondige neiging gehad het. En daardie gif het versprei in u liggaam, in u siel en in u liggaam. Miskien meer by u as by my, of minder by u as by my. Maar dit het versprei, die gif, die identifikasie, die identiteit wat u gehad het, is nou in Christus uitgehaal. Nou leer u wie u werklik is. U is nou, volgens 2 Korintiërs 5 vers 17, 'n nuwe skepsel. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Kan u dit begin glo, dat u, net soos Jesus, besig is om te groei in genade en in wysheid? Hoe het Jesus gegroei in genade en wysheid? Hy was 'n klein seentjie, en sy ma het hom geleer. Wat sê die Bybel? Wat sê die Ou Testament? En hy het geleer. Nou, my liewe kyker, Jesus het geen gif gehad wat deur sy siel en sy liggaam versprei het nie. Niks nie. Hy was die lam van God. Hy was die geheiligde. Ek dink hy was 'n baie soet seun. Ek dink hy het nie 'n neiging gehad, of ek weet, hy het nie 'n neiging gehad om verkeerd te doen nie. As sy ma vir hom gesê het, hierdie waslap, sit jy daar neer, as jy klaar gebruik het, dan doen hy dit. Hy onthou, hy leer wysheid. Ek moet luister na my ouers. Ek wil luister na my ouers. Maar daar is hy, 12 jaar oud, en sy ma is bekommerd oor hom. Hy sê, weet julle nie, dat ek in die bediening van my Vader moet wees nie. Nou daar leer hy leer. U en ek het nie 'n siel en 'n liggaam wat nie beïnvloed is deur daai sondige ou mens nie. Daardie mens wat Romeine 6 van praat, dit moet julle weet, dat julle ou mens saam met Jesus gekruisig is. Liewe kyker, dis verby. Jou ou identifikasiedokumente is vernietig. Jy is nou 'n nuwe mens in Christus. Dis u identifikasie, en dit is wat u vir uself moet sê. Ek is nie daardie een wat altyd my meer verloor het nie. Nee, ek is nou 'n nuwe skepping. Nou, kan dit wees dat u nog u meer verloor? Dit kan wees. Maar ek wil vir u sê, hier is die medisyne. Ons praat nou daarvan. Hy sê, lê dan af. 1 Petrus 2 vers 1. Lê dan af alle boosheid en bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Liewe kyker, is dit nie wonderlik dat ek en u kan opgroei? Nou, waarna toe groei ons op? Ons groei op in ons passie. Ons groei op soos my seentjie opgegroei het. En elke fase was vir my as vader, as pa, baie wonderlik, toe hy begin fietsry, toe hy begin perdry, toe hy sy eerste vis vang, en dit was vir my lekker. Mamas, julle kan praat met my oor julle kinders, julle dogtertjies, wat gebeur het. Ek onthou my dogter ook, hoe sy sekere goed reg gekry het, die swem, al die dinge, en hulle het dit geniet, en ek het dit geniet, omdat hulle dit geniet het. En ek het dit geniet, want ek het gesien, dis my kind wat opgroei, maar hoeveel te meer nie die hemelse Vader nie. Jy weet, hy het 'n droom vir u, 'n werklike droom vir u. Hy wil hê u moet opgroei
in dit waarvoor hy werklik geskape is. En hy is nie selfsugtig nie. Dis nie vir hom nie, maar tog is dit ook vir hom. Maar dit is, as jy na jou kind kyk, en jy sien sy of hy vervul hulle roeping, dan is jy bly vir hulle. Hulle maak jou ook bly, maar jy is nie selfsugtig nie. Jy gee jou kind ruimte om te ontwikkel in die mens wat God hom gemaak het. Omdat jy 'n mislukking was as 'n rugbyspeler, wil jy nou nie hê jou kind moet nou goed rugby speel nie. Hy moet nou dit bereik wat jy nie kon bereik het nie. Nee, liewe kyker, stel jou kind vry van dit. Ek sien my 4 kinders, 3 seuns en 'n dogter. Ek sien hoe dat hulle absoluut verskil. En ek sien hoe hulle persoonlikhede, hoe dat hulle lewe, hulle goed uitleef. My oudste seun, hy is maar in besigheid, maar hy het onderwys gestudeer en hy was 'n onderwyser en hy is nog steeds 'n onderwyser. Maar ek kan sien, sy passie is meer in hierdie rigting. Maar die onderwys leer hom dinge en hy is besig om hierdie passie te vervul. Ai, liewe kyker, dis my begeerte vir u. Nou Jesus sê, hoe gaan jy nou hierdie lewe deelagtig word, die passie van jou? Hy sê, verlang sterk na die woord van God. Goed, nou, na watter woord moet jy verlang? Moet jy oopmaak hier in Genesis, Exodus, Levitikus, en lees die geslagsregisters, en liewe kyker, Jesus het opgegroei in genade en in wysheid. Toe kom daar 'n stadium in Johannes, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, wat ek kom hier kry vir u. Johannes hoofstuk 1. In Johannes hoofstuk 1 sien ons vers 29. Jesus is toe plus minus 30 jaar oud. Nou, hy het nou gegroei in genade en wysheid. Nou is hy 30 jaar oud. En hier gebeur iets. Johannes kyk op en hy sien Jesus loop op die walle van hierdie rivier, Jordaanrivier. Baie mense het gekom om gedoop te word deur Johannes. En Johannes doop hulle en hy kyk en hy sien Jesus. Hy sê, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. So Jesus groei op, hy het 'n bediening. En hy kom op 30 en Johannes sê, daar is hy, dis die lam wat die sondes van die wêreld wegneem. Sy voltooide, sy volkome bediening is om die sondes van die wêreld weg te neem. Om kruis toe te gaan vir jou en my. Daar is die lam van God. En dan sê hy in Johannes 1, en op wie die Gees sien neerdal. Dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Nou, Jesus stap af in die water in, en Johannes doop hom. Nou my liewe kyker, kan u self sien in hierdie heiligmakingspad. Noem dit heiligmakingspad. Die doop maak jou nie heilig nie, maar dis 'n pad wat jy stap saam met God die Vader in die naam van Jesus deur die krag van die Heilige Gees. Jy is seun van God. Nou begin jy leer, wat sê die woord? Wat sê die woord? En jy kyk, en nou groei jy op. Miskien is jy nou 30 jaar oud. Ek was 18. Toe aanvaar ek vir Jesus as my verlosser. En Jesus word my verlosser, ek word weergebore. Ek leer toe wat die woord sê, en ek gebruik myself as voorbeeld, u kan jouself daarin sit. Wanneer het u lewe vir Jesus gegee? Jesus het u aangeneem as Here. Romeine 10 vers 9 en 10 sê, as u Jesus as Here bely met u mond, en glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal u gered word. Nou, liewe kyker, het u dit gedoen? En dan kan u vir my sê, ja, ek weet, ek is 'n seun, 'n dogter van God. Nou kom ons kyk volgende. Jesus word gedoop in water.
volgens Handelinge 8, die man, hy is saam met Filippus die hofdienaar, hy sê, daar's water, wat verhinder my om gedoop te word? En die hofdienaar Filippus sê vir hom, as jy glo met jou hele hart, is dit geoorloof. Nou sê die hofdienaar, ek glo. Nou vat hy hom in die water in, en hy doop hom. Goed, Jesus in die water, gedoop deur Johannes. Toe Jesus uit die water uit opkom, kom die Heilige Gees op Jesus, en kom sit op hom, soos 'n duif kom sit hy, so kom hy, sit hy, op hom, in 'n liggaamlike gedaante, sit hy op Jesus, en daar kom 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Ai, liewe kyker, nou staan Jesus op uit die water uit. Nou, hy is nou gedoop in water, hy is gedoop met die Heilige Gees. Handelinge 1 vers 8 sê, ons, ek en u, sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees op ons kom, wanneer ons die belofte van die Vader ontvang. Dis dieselfde. Handelinge 1 vers 4 tot 8. Nou kom die Heilige Gees op ons. Paulus kom by mense in Handelinge 19. Hy sê vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Hulle sê, ons weet nie van die Heilige Gees nie. Nou miskien is u soos ek was. Ek het nie geweet van die dooping met die Heilige Gees nie. En Paulus, weet jy wat doen hy? Hy vertel hulle van Jesus. Dis die eerste een. Hulle aanvaar Jesus as verlosser. Toe doop hy hulle in water. En toe lê hy hande op hulle, dat die Heilige Gees op hulle kon kom. Hulle praat in tale en profeteer. En hulle het hulle weg met blydskap gereis. Ai, liewe kyker, dit is my geliefde seun, sê God aan Jesus, in wie ek 'n welbehae het. Nou kom Paulus, en hy skryf briewe aan ons, aan hierdie seuns en dogters van God. U sien, u is nou 'n seun, 'n dogter van God. Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Nou skryf Paulus sekere briewe vir ons. Hy sê, gaan kyk nou, en ons gaan kyk, en ons het al baie gekyk, in Romeine, gaan kyk, wat het met u gebeur? Weet dit dat jou ou mens gekruisig is? Weet dit dat jy is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade? En omdat jy onder die genade is, verloor sonde sy heerskappy oor jou. Ons gaan terug na Petrus toe. 1 Petrus 2. Let dan af alle boosheid en verlang sterk, soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Wat is die groeiproses? Romeine hoofstuk 12 sê vir ons, die groeiproses is dit, dat u vernuwe word in u gemoed. U begin sien, dat u is net soos Jesus. Nie sondeloos in die optrede nie, maar deur wedergeboorte is u 'n seun, 'n dogter van die lewende God, net soos Jesus. U is uit God gebore, en u groei op in genade en wysheid. Genade en vrede volgens 2 Petrus 1 word nou vir u vermeerder, dan sê vers 4, en daardeur word u deelgenoot van God se natuur. O, liewe kyker, hierdie pad waarop u stap, u is besig om deel te word van God se natuur. Gee vir u self genade om te groei. U groei na dieselfde beeld. Dit wat u nou is, dit wat identifikasie nou is, seun van God, gebore uit God, God se maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Nou begin u al hoe meer daarin wandel. U begin al hoe meer in u passie wandel. Hoe leer u wat die passie is?
Ek weet die passie is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Soos wat u hom raak sien in die woord, was sy woord deur u. En Jakobus 1 sê, ontvang die ingeplante woord, wat in staat is om jou siel te red. 1 Korintiërs 11 sê, daarom is daar baie siekes onder julle, omdat hulle die liggaam nie onderskei wat vir hulle gebreek is nie. Maar u leer die liggaam onderskei, en daarom is daar baie minder siekes onder julle. Mooi loop, seën vir u.